Goeiemôre. Shakespeare was verkeerd toe hy gesê het en gevra het, what's in a name? For a rose by any other name still smells the same. Hy was verkeerd. Julle sien, julle ken my as Barry. Maar Barry is nie my regte naam nie, dis maar net 'n bynaam. My regte naam is Bernardus. En Bernardus is 'n sterk naam. Bernardus beteken Bernardus in die oorspronklike oerduits of wat ook al, beteken so sterk of so dapper soos 'n beer. Toe word ek Barry of wisselvorm Berry. So pap, lekker soet, né? Maar so pap soos 'n bessie. Hoe het so sterk soos 'n beer, so pap soos 'n bessie geword? Hoe het Bernardus Barry geword? Toe ek uit die Kaap uit Johannesburg toe trek, saam met my familie, toe land ek in Stand 8, dis nou deesdae graad 10 dink ek, en ek is by Kempton Park se hoërskool. En in die rekeningkunde klas, sê meneer Bandjies, klas, ons het 'n nuwe seun in die klas, staan op en sê jou naam. Ek sê, môre meneer, ek is Bernardus. Hy sê, wat? Ek sê, Bernardus meneer. Hy sê, Bernardus. Ja meneer. Hy sê, nee, dis te lank. Ons sal jou Barry noem. En binne 3 sekondes word so sterk soos 'n beer, so pap soos 'n bessie. En daai tweespalt het my hele lewe lank by my gebly, tot vandag toe. Hemelse Vader, ons kom na U toe vanmôre, as mense met name, as mense met geskiedenis, as mense met behoeftes, as mense wat U nodig het. Wil U ook vanmôre deur U woord met ons praat, in Jesus se naam. Amen. Jy sien, die stryd waarmee ek en baie mense, miskien jy ook loop, is dit wat jy wou wees, en dit wat jy in die realiteit is. Dit wat jy kon wees, dit wat jy dink God jou bedoel het om te wees, versus dit wat jy elke dag manifesteer in jou gewone lewe. Dis die stryd van ons gewone mense. Dalk is dit ook jou stryd. Ek ken mense wat behalwe dat hulle vir ander mense name gee, ons noem dit baie keer byname, is daar ook beskrywings wat ons gee. Ons gee sogenaamde byvoeglike naamwoorde, né? Ons sal sê stadige Sunny, want sy praat stadig en sy beweeg stadig. En ons beoordeel haar dienooreenkomstig. Die lewe is so dat ons name het. En dat ons baie keer tweede name kry. Byvoeglike naamwoorde. Dit was in die Bybelse tyd ook so. Die Bybelse tyd was vol mense met name en ook tweede name. Byvoorbeeld, Abraham word Abraham, Sarai word Sarah, Adassa word Esther. Dis 'n normale ding in die Bybelse tyd. En wie gee die name vir mense? Wie gee vir julle name, maar veral in die Bybelse tyd? Wel, aan die een kant is dit maar 'n kulturele ding, né? Ek bedoel, veral die Nuwe Testament leef die mense in 'n Hebreëse, in 'n Joodse, maar ook in 'n Griekse omgewing. Dit is baie keer soos ons plaaslike Afrika bevolkings, wat 'n Afrika naam het en 'n Engelse naam gewoonlik. En in daai tyd was dit ook so. Maar dit kan ook wees dat ander mense vir jou name gegee het. Ek dink aan Samuel. Hanna, in 1 Samuel hoofstuk 1, kan nie kinders kry nie. En in daai tyd vir 'n vrou om die kinders te hê nie, is so goed soos 'n doodsvonnis. En sy bid. En uiteindelik hoor die Here haar, en sy kry vir ou Samueltjie. En sy noem hom Samuel, want hy is van die Here afgesmeek. So mense kan vir ons name gee, maar ook baie keer onsself gee ons name, in die Bybelse tyd ook.
Julle onthou die storie van Naomi, wat uit Israel na Moab getrek het, toe dit finansiëel sleg gegaan het. En sy verloor haar man en haar 2 seuns aan die dood. En Naomi, wat beteken liefling, of lieflik, of kosbaar, kom terug, en toe sy aangestap kom, en die vrouens van die dorpie opkyk, en hulle sien haar, en sê, my magtig, dis mos Naomi daai. En Naomi sê, nee, dis nie meer Naomi nie. Noem my Mara, noem my bitterheid, want die Here het my sleg behandel. En daai naam, Mara, het haar agtervolg. Hierdie ding dat ons onsself name gee, en dat in die Bybelse geval dit ook so is gewoonlik interessant, né? Name ondertoe, negatief. Ek wil liefling, lieflik word bitter, wat sy self gekies het. Ag, en dan is dit ook omstandighede wat dit laat gebeur. Ek dink aan Saulus, né? Nuwe Testament, nie Saul van die Bybel nie, dis wel betrokke, maar Saulus van die Nuwe Testament word Paulus. Hoe het dit gebeur? Ek dink toe sy ma en sy pa vir ou Saulus hier gekry het hulle gedink aan grootkoning Saul. Hy was 6'6", hy het uitgestaan boor die ander. Hy was die eerste koning van Israel. En hulle kry nou hierdie seentjie en hulle sê, ons gaan hom na Saul vernoem. En dit beteken eintlik maar van God gevra. En hulle noem hom hierdie naam ter ere van die groot koning. En dan word Saulus groot, eintlik klein. Hy was 'n shorty, pinkie. Wat beteken klein, nederig, onindrukwekkend. En as ons dan vir mense name gee, en selfs in die Bybelse tyd, sê ek vir jou, dan is dit gewoonlik ondertoe. Die groot ou wat moes uittroren bo ander, word pinkie, word klein, word nie baie belangrik nie. Maar ook wanneer ons nie net name gee nie, maar ook byvoeglike naamwoorde, beskrywings gee van mense, dan is dit gewoonlik ook negatief. Ek dink aan 'n ander ou met die naam van Simon in die Bybel. Hy dra die bynaam of die byvoeglike naamwoord Simon die Melaatse. Hy kon nie melaats meer gewees het nie. Jesus moes hom al lankal genees het, anders sou hy nie mense kon ontvang nie, anders sou Jesus nie by hom aan die huis kon gaan nie. Simon het van sy siekte ontslaag geraak, maar nie van sy naam nie. En sover hy geloop het, het hy die naam gedra, Simon die Melaatse. Maar as iemand hom stuur aan die etiket, of die naam wat hy dra, dan is hy baie keer nie moeilikheid. Ek was vir baie lang dinkbek vir meneer Bandjies, dat hy vir my Barry herdoop het. Ek wou Bernardus gebly het, of miskien net 'n korte vorm soos Bernard, wat ek dink 'n baie mooi en sterk naam is, maar nee, ek is Barry. En ek het meneer Bandjies verkwalik. Tot op 'n dag dat ek besef het, maar Barry, jy skuif nou jou verantwoordelikheid op daai manier af. Wie is kwaad daaroor? Wie glo dit nog? Wie veroorsaak dat nie sterk soos 'n beer nie, maar pap soos 'n bessie jou lewe domineer? Ek, niemand anders nie. Ek glo dit. En solank jy dit glo, het daai ding 'n effek op jou lewe. Solank Paulus geleef het onder die feit dat hy nie so groot soos koning Saul van die Ou Testament was nie, maar nie 6'6" nie, maar 5'6", het hy aan 'n kort mannetjie syndroom begin ly. Jy sien dit in Paulus se lewe. Van 'n gemeente, as jy jou daaraan steur,
dan begin jy mense ook dienooreenkomstig behandel. Die titels wat jy aan mense toeskryf, of aan jouself. As jy vir jouself sê, ek kan nie besigheidsman word nie, want ek kan nie wiskunde doen nie. Dan kan jy nie wiskunde doen nie. En jy kan nie 'n besigheid begin nie. Want jy het 'n sekere, kom ons noem dit maar 'n profesie oor jouself uitgespreek, oor 'n titel wat jy aan jouself gegee het, 'n etiket wat jy om jou eie nek gehang het. Name en byvoeglike naamwoorde, wat ons aan die naam koppel, kan 'n geweldige krag in jou lewe hê. Ook as jy dit op ander mense toepas. Byvoorbeeld, kom ons sê, jy is 'n bankklerk en meneer Khumalo kom ingestap. En meneer Khumalo is 'n baie belangrike besigheidsman in Soweto en hy het 'n houding in hom. Niks is ooit goed genoeg nie. En jy sê vir jouself, daar kom die moeilikheidmaker. Hoe gaan jy hom hanteer? Maar as jy vir jouself sê, daar kom meneer Khumalo in, mens, hy is 'n uitdaging. Hy is 'n uitdaging, nie 'n moeilikheidmaker nie. Dan hanteer jy hom onmiddellik anders. Want jy sien, ons gee vir ons medemense name en ons skryf aan hulle titels toe of etikette hang ons om hulle nekke en om onsself. En dit het 'n geweldige invloed op mense. Maar God doen dit nie. Vir hom is name, vir die Here is name baie belangrik. En nie etikette nie. Kom ek lees vir jou 'n wonderlike gedeelte wat jy sekerlik ook goed ken. Dit staan in Jesaja hoofstuk 43 vanaf vers 1. Dit begin so: luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob. Die Here wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Dit is interessant, né? Jakob. Weet, Abraham, Isak en Jakob. Waar kom sy naam Jakob vandaan? Toe hy en sy tweeling boetie gebore is, het hy glo aan die hakskeen van sy boetie vasgehou. En hy word toe 'n naam gegee wat beteken hakskeen-gryper. Skelm. Kansvatter. Agterbaks. En sy lewe wys dit. Hy leef dit uit. Tot op die dag dat hy met die Here self 'n ontmoeting het. En die Here gee vir hom wat? 'n nuwe naam. Israel. Israel wat beteken die vegter van God, of die vegter vir God. En hier staan die twee name. Hy sê Jakob en hy sê Israel, asof God in sy wysheid wil sê, onthou jy terug, Jakob, Israel, en ook die volk Israel, hoe ek jou naam verander het. Ek stuur my nie meer aan jou eerste naam nie, ek stuur jou aan die naam wat ek vir jou gee. Jy is 'n vegter vir God. Maar dan sê hy verder, ek het jou by daai naam geroep. Jy is myne. Alsou wat ook al gebeur. God behandel my en vir jou volgens ons nuwe naam. En hy gee ook 'n nuwe naam, byvoorbeeld aan 'n ou met die naam van Simon. Simon beteken die een wat hoor. Maar as ons dan die naam Simon kyk, dan ken ons hom eintlik by sy tweede naam, Simon Petrus. En Simon was 'n ou wat redelik vol van homself was. Hy het vir die gehoor gespeel. Hy wou gehad het mense moet hom hoor. En hy het geluister vir komplimente en vir positiewe goeders. En ten spyte daarvan kom die Here en sê, maar ek, Simon,
het jou nodig. Jesus sê, ek het vir jou 'n missie, 'n roeping. Maar ek gaan jou naam verander. Jy word Petrus, rots. Die rots waarop ek my koninkryk gaan bou. Iemand wat ten spyte van sy verlede, sy swakheid, tog die fundament kan word waarop God sy kerk gaan bou. Dis die Here wat ons dien. God steur hom aan my, want ek is nie maar net 'n nommer nie. Ek is sy uitverkore kind. En dit is die wonderlikheid van die evangelie. Dat die Here kom vanmôre en hy sê, maak nie saak wat jou gewone naam is nie. Ek gee vir jou 'n nuwe naam, kind van God. Ek gee vir jou 'n nuwe titel, uitverkorene. Ek gee vir jou, en hier staan dit ook in hierdie selfde gedeelte, ek gee vir jou 'n paar etikette wat jy om jou eie nek kan hang. Daar staan, omdat jy vir my kosbaar is, dis vers 4. Omdat ek jou hoog ag en jou liefhet. Hoor jy wat staan hier? Die Here sê, saam met jou nuwe naam, waarby ek jou roep, die naam van kind van God, eiendom van die hemelse Vader, verlos deur Jesus, ons verlosser. Wil ek vir jou sê, jy kan na jouself kyk en sê, ek kan of die Bernardus raak sien, of die berry. Ek kan of in my eie oë pap soos 'n bessie wees, of so sterk soos 'n beer. Of soos wat ek in die praktyk is, of soos wat God wil hê ek moet wees en kan wees. En hier staan, die Here sê vir my, dat ek en jy uitverkore kinders van God is. Dis ons naam, dis ons titel. Ons word Christene genoem, omdat ons volgelinge van Christus is. Die vraag is vandag, en daarmee sluit ek af. Leef jy jou ou naam of jou nuwe naam? My ou naam is sondaar. My ou titel is verlore. My ou titel is op myself gerig. My ou titel is leef vir myself. My nuwe titel is kind van God, gered deur God se genade, wat vir hom leef. Noem jouself van vandag af kind van God en leef dit uit. Was Shakespeare verkeerd toe hy gesê het, what's in a name? Nee, hy was tog reg. Want deur die krag wat Jesus gee, kan ons leef soos sy kinders. Amen. Hemelvader, dankie dat ons vandag onsself nederig voor U kan stel en tog kan weet dat ons koningskinders is. Dat ons aan 'n feesmaal eendag gaan sit by die hemelse troon. Nie omdat ons dit verdien het nie, want as ons na onsself kyk, Here, dan sien ons swakhede, dan sien ons die Jakobs in ons lewe, ons sien die Maras in ons lewe. Ons kan so maklik die verkeerde goed raak sien, omdat ons na ons eie lewe kyk en na ander mense kyk met menslike ou oë. Dankie Heer, dat U vanmôre vir ons wil 'n nuwe naam gee en die krag om daarvolgens te leef. Help ons daartoe. Amen. Dankie dat jy vanmôre geluister het. Mag hierdie woord ook deur jou ander mense bereik. En as jy ook wil hê dat ander mense ook deur hierdie gemeente God se koninkryk moet betree en beleef, kan jy gerus ook jou bydrae maak. Ons sê vir jou baie dankie. Die Here seën jou in die week wat voorlê.